Met trots geborg deur Lots of Pots. Het jy 'n kaal muur of struktuur wat jy met 'n bietjie groen wil bedek? Indien wel, is hierdie video vir jou. Ek is Cornelia Hetge vir Marula Media en ek kuier vandag saam met Karen Viljoen, 'n landskapsargitek by Lots of Pots in Lynnwood in Pretoria, waar Karen met ons oor rankplante gaan gesels. Karen, hierdie blomme en groen maak my baie opgewonde. Watter soort rankplante kry 'n mens en wat gaan wat? Wat is beter vir mure? Wat is beter vir eiserstrukture? Ja, mens kry pragtige rankplante. Ek dink mense vergeet dat mens rankplante kry wat sulke mooi blomme maak. So die grootste verskillende rankplante wat mens kry, is die wat jy moet lei, en dan kry jy ander soorte wat hulle eie kloutjies maak. As jy nou mooi kan kyk daar, sien jy maak sulke hakkie goedjies en hy klou dan met daai teen 'n muur vas, ja. So hy help homself. Hy help homself. Dan kry jy nou, soos ek gesê het, hierdie is nou almal in daai kategorie, daai mooi een met hierdie pragtige wit blomme ook. So, as jy hulle wil hê en jy het nie reeds iets waarop hulle rank nie, dan kan jy hier by Lots of Pots vir jou altyd so iets aanskaf. Jy kan hom ook binne in 'n pot sit, laat jou rankplant daarop rank, of in jou tuin, en dan moet jy maar net, soos hierdie is 'n sterjasmyn. Hy maak sulke lang ranke, so dan gaan jy hom maar net so af en toe help, en hom 'n bietjie lei, laat hy lekker inrank. Dan kry jy ook rankplante, soos enige ander tuinplante, wat blare verloor en hulle blare hou. So hou dit ook net in gedagte. So, dat jy kry dan soorte wat in die winter nie blare het nie. Dan sal ek aanbeveel dat jy dit kombineer met 'n ander een wat heeltyd blare het. Ja, anders gaan jy vir 'n tyd van die jaar net niks hê nie. Net weer 'n kaal muur. Net weer 'n kaal muur, ja. Presies. Die wat blomme het, is baie mooi. Maar gaan hulle die hele jaar blom of nie? Nee, jy kry min wat regtig reg deur die jaar blom. So, as jy dan kies, dan vra jy ook vir die kundige mense hier by Lots of Pots, gaan wys my die rankers, daar's 'n hele afdeling net vir rankers, en dan kan hulle vir jou raad ook gee wanneer wat blom, en dan is my raad ook om hulle dan te kombineer. So as jy byvoorbeeld nou 'n boog het in jou tuin wat jy wil laat toerank, plant dan 1 of 2 of 3 soorte saam, dan weet jy, hierdie tyd van die seisoen het hy pink blomme, so ons is nou hierso by herfs rond, dan kan jy nou sê, sien al hierdie wat ons hier het blom nou, en dan kry jy weer ander wat vroeër en later in die seisoen blom. So selfs al kies jy nou so 'n pragtige een, en jy besluit blomranke is waarmee jy wil gaan, moet jy bewus wees dat dit nie die hele jaar so gaan lyk nie, jy moet 'n alternatief hê. Ja, jy moet, ja. Okay. En is daar sekere kombinasies wat beter werk, of kan jy byvoorbeeld hierdie een wat homself help, kombineer met hierdie een wat blommetjies het en 'n struktuur nodig het? Ek sal voorstel, kyk na die spesies wat beskikbaar is. Soos hierdie een wat ons nou gesê het, klou self vas. So as jy 'n kaal muur op jou erfgrens het, plant 'n klompie van hulle, en hulle versprei baie vinnig, en dan gaan hulle baie die muur vir jou vinnig volmaak. As jy dan nou meer so iets wil teen 'n muur sit of daai, dan kan jy altyd draadjies vassit ook teen die muur, en dan moet jy net weet, jy gaan hulle maar kort moet help om te rank. Jy het nou genoem in al jou voorbeelde dat hierdie rankplante buite geplant word. So ek neem aan, hulle het nie soveel versorging soos 'n binneshuise plant nodig nie. Jy kan hom plant, hy kry sy kos uit die grond uit, dit gaan reën, hy gaan op sy eie aangaan, of het hy nog steeds bietjie meer sorg nodig? Ag, jy kan maar soos die res van die plante in jou tuin voeding gee, maar hulle het nie uitermate hoë versorging nodig. 'n Baie gemaklike plant. Maklike plante. Skakel volgende week weer in wanneer Karen ons meer oor ornamentele grasse gaan leer. Karen Viljoen is 'n landskapsargitek en tuinkenner wat haar kennis hier by Lots of Pots in Lynnwood met ons deel.